Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week doen ons die volwasse Sabbatskool studiegids van die 7de dag Adventiste Kerk. En hier is ons doel om Jesus en sy waarheid groot te maak onder die Afrikaanse mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. So jy kan groot asseblief hierdie program ondersteun deur vir ons op die duimknoppie, die like knoppie te druk. Deel asseblief met jou Afrikaanse vriende en familie. Onthou asseblief om te subscribe en lewer groot asseblief vir ons kommentaar. Vertel bietjie vir ons, hoe lank luister jy nou al Gesels Bietjie Les? Van waar af luister jy? Elke boodskap jy wys vir YouTube, jy glo dat hierdie video is die moeite werd en dan adverteer YouTube dit aan nog meer en meer Afrikaanse mense. Voordat ons met hierdie week se les gaan begin, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer tyd kan neem hierdie week om bietjie les te kan gesels. Gee asseblief vir ons die gawe van die Heilige Gees, dat hy ons kan leer wat waar is, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Onthou, ons is hierdie derde kwartaal van 2026 besig met 13 lesse oor 1ste en 2de Korintiërs. En nou hierdie week begin ons met les nommer 9. En les nommer 9 se titel is 'n bediening aangedryf deur liefde. Baie mooi titel, baie mooi les, maar ek sal eerlik wees met julle. Dis 'n eenvoudige les, maar om die les prakties toe te pas in ons lewe is miskien nie so eenvoudig nie. En hierdie week se les, les nommer 9, is bietjie moeilik as 'n besprekingsles eintlik. Dit is 'n les wat 'n mens maklik kan deurlees en soos 'n storie volg, maar persoonlik vir my voel ek dis nie so lekker les soos van die ander lesse as dit nou kom by bespreking nie. Hierso op Sabbatmiddag het ons geheue teks uit 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 4. So ons kan sien hierdie week vir die eerste keer in les nommer 9 spring ons nou na 2de Korintiërs toe. Ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskrywe. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie liefhet. Dit is daarom 'n verskriklike mooi woorde daai. Ons sal sien in hierdie les oor en oor hierdie week hoe Paulus sy liefde vir die kerk en vir God se mense bo sy eie bekommernis oor sy eie reputasie stel. So die apostel Paulus se lewe het altyd nie so lekker seepglad verloop nie en ons weet dit. Hy was in baie lewensgevaarlike situasies gewees en dan haal die Bybel hierso vir ons, die les haal vir ons die Bybel aan hierso. Ek gaan dit vir ons lees. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. So kyk, liewe kyker by die huis, dit is wild. Hy noem wille dinge hier. So willer is die wildtuin. Hoe hy op die oop see was vir 'n dag en 'n nag, 3 maal skipbreek gelei het, hoe hulle hom gestenig het, gedog hy's dood, hoe hulle hom geslaan het, hoe hy in gevaar was van rowers, honger, sonder kos, al hierdie tipe dinge. En kyk, party van ons het seker nou al swaar gekry in die lewe. Maar sjoe, ek weet nou regtig nie of ek my lewe kan vergelyk met alles wat hy hierso beskryf nie. Maar tog aan die einde sê hy hierso vir ons, behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Dis amper as hy vir ons sê, al hierdie ander dinge was die moeite werd gewees, want ek het dit gedoen vir die Here se werk, vir die Here se kerk. Wat ons hier in Paulus se eerste en tweede sendbrief aan die Korintiërs sien, is al die dinge waaroor hy in daardie gemeente besorgd was. Ek hou van hierdie Afrikaanse woord besorgd. Dis nie bekommerd soos iemand wat nie hoop het nie, of nie weet om die probleem op te los nie. Besorgd is 'n omgee. Te midde van al hierdie sorg het die apostel se liefde vir hulle nooit getaan nie. Net soos Christus se liefde vir ons ook nooit taan nie. Dit is inderwaarheid by Jesus dat Paulus geleer het om al die gemeentes lief te hê en met die liefde wat Jesus vir ons het. So sommer onmiddellik hierso op Sabbatmiddag, liewe kyker by die huis, moet ons dit duidelik stel. Dat sonder 'n totale oorgawe van ons lewens aan Jesus, sonder dat Jesus lewe in ons hart, sal ons nooit kan lief wees vir ander mense soos wat Christus bedoel dat ons vir hulle moet lief wees nie. Hierdie liefde wat Paulus het vir die gemeente, vir die kerk, vir ander Christenmense, ons sal nooit daardie liefde vir mense kan hê as Jesus nie in die hart is nie. Hy moet die bron van liefde wees. As ons mense wil lief hê soos wat Jesus hulle lief het, dan moet Jesus binne in ons woon.
En wat beteken dit prakties in kleuterskool Afrikaans? Dit beteken ek moet 'n totale oorgawe van elke deeltjie van my lewe maak aan God se woord. As hy vir my vra om ietsie te doen, of om van ietsie weg te bly, al het ek nie self die krag om dit te doen nie, moet ek gewillig wees om daarvolgens te lewe, en te glo dat in sy woord is die skepende krag om dit waar te maak in my lewe. Dan kom Jesus in my lewe, en dan gaan sy liefde uitstraal, sodat ek werklik mense kan lief hê. My vrou, my kinders, mense by die werk, mense by die kerk, die mense in die gemeenskap, vreemdelinge op die straat. Ons het Jesus nodig as ons hierdie waarheid in ons lewe wil sien. Nou Sondag se titel is Danksegging. So ons gaan lees daarso uit 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3 tot 7. En wat is die rede vir Paulus se dankbaarheid hier? So kom ons kyk na daai paar verse. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons selfs deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. So as ons dan terugspring hierso na die les toe, wat is die vraag? Wat is die rede vir Paulus se dankbaarheid hierso? Dit is die troos wat die Here vir hom gegee het deur die verdrukkings wat hy gegaan het. Hy sê, nou hierdie selfde troos wat die Here vir hom gegee het, kan hy nou vir ander mense gee wanneer hulle deur moeilike tye gaan. Nou natuurlik, dis nie dat die Here plesier vind wanneer ons ly en wanneer dinge moeilik gaan met ons nie. Die manier hoe ons daarna moet kyk is, dat die Here gebruik 'n slegte situasie wat Satan in ons lewe gebring het, om ons te verdruk en moeilike dinge in ons lewe in te bring. Jesus kan daai slegte omstandighede, kan hy iets goed daar uitbring. Nie net ons wat karakter bou deur daardie omstandighede nie, maar ook die vertroosting wat hy vir ons gegee het in daardie omstandighede kan ons dan gebruik om ander mense te help wanneer hulle in sulke omstandighede is. So hy beeld God as die Vader wat hom ontferm uit en die God wat in elke omstandighede moet gee. Onthou liewe kyker by die huis, ek weet nie presies wat in julle lewens aangaan nie. Partykeer deel julle met my party van julle gebedsversoeke, maar daar's baie van julle en ek glo daar's dinge wat in julle lewe aangaan wat natuurlik ek nie van weet nie. Maar onthou die Here stel belang. Die Here is persoonlik geïnteresseerd in elke deel van jou lewe. So moet dit nie vir jouself hou nie, bring dit na hom toe in gebed. Maak jou hart oop vir die Here, want hy gee om. Die vertroosting wat mens van die Here ontvang, moet jy egter ook aan ander gee. Die Here gee nooit vir ons ietsie sodat ons net daarop moet sit nie. Net soos die evangelie, gee hy vir ons ietsie sodat ons met ander mense moet deel. Slegs die verwonde hart wat self God se troos ontvang het, is in staat om daadwerklik vertroosting aan ander verwonde persone te bring. Ons kan nie miskien vir mense sê, jy weet, ons was in die presies dieselfde situasie gewees of ietsie soos dit nie, maar ons kan sê vir mense, jy weet, ons was in hierdie spesifieke situasie gewees, miskien bietjie soortgelyk was. Dit is hoe die Here ons daardeur gedra het. Dis die beloftes van die Here wat ons aan vasgehou het. Dis wat die Here vir ons gedoen het. En net mooi, miskien kan die Here presies dieselfde dinge vir jou doen, as jy daai geloof het in sy beloftes, in sy woord. So Paulus kon ander vertroos, omdat hy self te midde van sy beproewinge vertroosting by die Here ontvang het. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging. So dit is gewis ware liefde, soos wat ons gaan sien reg deur hierdie les nommer 9. So waarvoor is Paulus dankbaar hier in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 8 tot 11. So wat is 'n ander ding wat hy voor dankbaar is? Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel vir ons. Want ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. So 'n duidelike les wat ons definitief leer uit hierdie paar verse, is daardie idee om vir ander mense te bid. Nou wanneer ons vir iemand anders bid, beteken dit nie noodwendig dat dit gaan die hart van die ander persoon verander nie. Onthou, die Here het vir ons almal die vryheid gegee om keuses te maak. Maar dit mag 'n verandering maak in omstandighede en definitief gaan dit 'n verandering maak in die manier hoe ons voel oor daardie mense en hoe ons na daardie mense kyk.
Nou die les vra spesifiek hierso vir ons, wat is iets waar hy hiervoor dankbaar is? En in hierdie vers het ons gesien, dat Paulus en sy medewerkers het basies so swaar gehad, sê die les hierso vir ons, dat hulle het hierdie idee van 'n doodsvonnis gehad, wat basies oor hulle koppe gehang het. Selfs aan die lewe wanhoopig wag, sê hulle. En so die omstandighede het toe verander, en hulle is dankbaar daarvoor, want hulle sien dit werklik as 'n wonderwerk, dat waar hulle vir die dode gewag het die Here dinge heeltemal vir hulle omgedraai, en so het hulle uit hierdie situasie uit ontsnap, want die Here het vir hulle ingetree. So, die oorwinnings wat God in die verlede behaal het, gee ons die sekerheid dat hy dit weer in die toekoms sal doen. So wat is die hoofgedagte daarso? Wel kyk, as jy die Here neem op sy woord, jy vat sy beloftes, jy hou vas aan sy beloftes, jy toets sy beloftes, en jy sien hoe die Here se beloftes waar is in jou lewe. Hoe meer en jy daardie ondervinding het met sy woord, met sy beloftes, hoe meer en meer vertroue gaan jy hê in sy beloftes vir die toekoms. Nou natuurlik, jy kan nie vertroue hê in ietsie wat die Here vir jou gaan doen in die toekoms, as hy nie daardie spesifieke ding vir jou beloof het nie. Dit is 'n gevaar waarvoor ons moet uitkyk. Partykeer dan dink mense, jy weet, o nee, die Here gaan definitief hierdie vir my doen. Maar as hy dit nie vir jou beloof het nie, kan ons maar net in geloof bid vir sy wil. Maar dis nie gewaarborg dat dit gaan gebeur nie. Maar as dit kom by ietsie wat hy vir ons beloof het, dan kan ons 100% seker wees dat dit gaan waar wees. Want daar skepende krag in sy woord om dit waar te maak. En al die ondervinding wat ons het met sy woord in die verlede, hoe sy woord waar was, hoe hy sy beloftes gehou het, dit gee vir ons daardie motivering, daai troos, daai hoop, dat hy gaan weer sy belofte hou in die toekoms. Maar, as jy nie vandag die Here gaan neem op sy woord nie, en jy gaan nie vandag daardie ondervinding opbou met sy beloftes in sy woord vandag nie, dan gaan dit nogal baie maklik vir jou wees om te twyfel oor sy beloftes vir môre. So die Here gebruik beproewinge as 'n les, sodat ons hom sal leer vertrou. Weereens, dis nie dat hy plesier vind in ons hartseer van ons probleme nie. Nee, Satan stuur slegte dinge op ons pad, en die Here gebruik daardie slegte dinge om iets moois daaruit te maak. Nou onthou, baie van die lesse van geloof wat ons leer, is eintlik maar as gevolg van dingetjies wat ons moet ontleer, verkeerde dinge wat ons geleer het, weet van kinds af en so aan. So ek dink, as ons nie nou die lesse leer nie, gaan ons in baie moeilike tye die lesse moet leer, is wat die gees van profesie vir ons sê. So liewe kyker by die huis, ek weet nie van jou nie, maar vir my, ek probeer liewers maar om nou die lesse te leer, op 'n bietjie van 'n makliker manier, as wat ons dit later in baie moeiliker tye gaan moet leer. Want leer, gaan ons moet leer, want die karakter moet gevorm word. Swaar kry kan ons na geestelike volwassenheid lei, maar net in die mate wat ons toelaat dat daardie dinge ons nader aan hom bring. Want, liewe kyker by die huis, julle weet ons nou goed, as daar swaarheid kom in mense se lewe, vir party mense, dan druk dit hulle bietjie nader aan die Here, hulle hou bietjie stywer vas, maar dis nie waar vir almal nie. Ons het gesien so 'n paar jaar terug, toe dinge bietjie moeilik gegaan het in die wêreld, ja, daar was mense gewees wat meer ernstig geraak het hulle oor hulle geloof, teruggekom het kerk toe en al daardie tipe dinge, maar sjoe, was daar dan nie baie mense gewees wat opgegee het in hulle geloof nie, weggegly het van die kerk af nie. Miskien is dit bietjie tyd vir jou hierdie week om bietjie jou foon op te tel, bel hulle bietjie en hoor bietjie hoe gaan dit, nooi hulle bietjie terug kerk toe, niks om te verloor nie, kyk bietjie wat gebeur. Paulus se danksegging hier onderstreep ook die krag van voorbidding, soos wat ek vroeër genoem het. Kom ons bid bietjie vir mekaar. Dit kos jou niks. Ons het almal een of ander tyd met lyding te kampe. Let op jou eie ervarings in die verband. Wat help jou daardeur? Kyk, daar daarom al 'n hele paar slegte dingetjies in my lewe gebeur, hoor. En ek is seker party van julle weet van dit. Nou nie alles van dit nie, maar party van julle weet van dit. Hoe meer jy my ken, hoe meer van dit sal jy seker weet. So wat help my deur moeilike omstandighede in my lewe? Ek dink dit is die manier hoe ek na die wêreld kyk. En die manier hoe ek na die wêreld kyk, ek sal sê, die brille wat ek aan het basies, die glase wat ek aan het, die manier hoe ek na die wêreld kyk, daai prentjie word ingekleer deur hoe ek die Bybel verstaan. Dis Bybelwaarheid wat my vry maak, wat vir my die wêreld in konteks wys, sodat ek kan sien, weet, die dinge wat ons deurgaan op hierdie aarde, dit is nie alwaaroor dit gaan nie. Daar's 'n ewigheid wat wag. Dis 'n paar jaar hier op hierdie aarde wat ons getrou is aan die Here en ons die sondige dingetjies eenkant toe skuif. En dat ons 'n ewigheid saam met die Here onder 'n regering wat regverdig is, waar liefde regeer. En so as jy nie daardie hoop het nie, as jy dink jy weet, dis hierdie wêreld, jy het een lewe, dan sterf jy en dit is dit. Kyk, as dit jou manier is om na die lewe te kyk, dan dink ek dat die manier hoe ek deur lyding sou gaan, sou baie moeiliker gewees het, as wat ek dit nou ondervind. So dis nie net dat die Bybel waarheid is 'n troos vir my, of 'n kruk, jy weet, wat ek kan vashou deur moeilike tye nie. Nee,
ek glo en ek weet dat dit is waar as gevolg van die skepende krag in God se woord. En so die keuses wat ek maak in my lewe en hoe ek kyk na probleme en al daardie tipe dinge, word gevorm deur die waarheid, die beginsels wat ek in die Bybel geleer het. Dis hoe ek na die waarheid wil kyk in die konteks van wat Jesus my leer oor die wêreld. Nou Maandag se titel is eenvoud en opregtheid. Nou gister het ons gesien op watter wyse Paulus se liefde vir die Korintiërs uitings gevind het. Wat is gewees? Hy het hulle vertroos in hulle swaar kry, net die vertroosting wat hy ontvang het toe hy deur moeilike tye gegaan het. Nou in vandag Maandag se les sal ons sien dat die apostel ook op 'n ander wyse uiting van sy liefde vir hulle gegee het. Te wete dat hy en sy medewerkers die lidmate in Korinte met integriteit bedien het. Nou liewe kyker by die huis, hierdie woordjie integriteit is 'n baie groot deel van ons les nommer 9 hierdie week. Nou op 'n eenvoudige kleuterskool Afrikaans manier, wat beteken dit nou regtig? Integriteit beteken, mense wat die Here dien, of jy nou direk vir die kerk werk as 'n predikant of wat ook al dit mag wees, 'n Bybelwerker of wat ook al dit mag wees. Of miskien werk jy nou nie direk vir die konferensie nie, miskien het jy jou eie uitreiking of bediening wat jy doen deur jou besigheid of daar by die werk of die skool of die ouer huis of wat ook al dit mag wees. Ons moet integriteit hê in die werk wat ons vir die Here doen. Natuurlik moet ons integriteit hê in elke liewe deel van ons lewe, maar veral in die werk wat ons vir die Here doen. Wat beteken daai integriteit? Dit beteken om eerlik te wees. Dit beteken om die regte motiewe te hê hoekom ons spesifieke dinge doen. En daar is verskriklike groot twyfel in die wêreld vandag in 2026 oor die motiewe van baie mense wat sê hulle werk vir die Here en daar's baie twyfel wat die mense het of is dit vir die regte motiewe? Hulle kan baie dinge sien wat bietjie snaaks lyk en so aan. So hierdie is definitief 'n belangrike onderwerp om oor te gesels hierdie week. So miskien werk jy nou nie vir die kerk of ietsie soos dit nie, maar wat ook al jou verantwoordelikheid in jou lewe is, laat integriteit 'n vlaggie wees wat waai in jou lewe, hoog waai, dat dit duidelik is vir die mense om te sien. So kom ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 12 tot 14. Ons het mos nou klaar gelees tot vers 11 vorige dag se les. En dan gaan ons kyk aan die hand van hoofstuk 2 vers 17 en hoofstuk 4 vers 2, hoe openbaar Paulus se opregtheid sy liefde vir die Korintiërs. So kom ons kyk na daai paar verse. Want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. So kom ons stop onmiddellik daarso somme. Wat is 'n eerste belangrike gedagte daarso? Hy sê, dis nie in vleeslike wysheid nie. Ons kom na julle toe deur die reinheid van God, deur die genade van God, deur wat hy vir ons leer, deur die boodskap wat hy wil hê ons moet vir julle deel. Dis nie ons eie boodskap, ons eie praatjies wat ons hierso met julle kom deel nie. Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus. In die konteks is hierso vers 17, ons wil kyk wat sê dit hierso vir ons, want ons is nie net soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. So dit lyk hierso vir ons, dat daar nie net mense wat God se woord gebruik het nie, maar daar's mense wat die Here se woord misbruik het, vir hulle eie gedeeltetjies en gedagtetjies en plannetjies en besigheidjies en al hierdie tipe dinge, gebruik hulle die Here se woord, en hulle praat mooi dingetjies met die mense, hulle wil vir die mense sê waarvan hulle hou. Die geestelike dieet wat hulle vir die mense gee is sjokolade en sweeties en chippies en roomys, maar dis nie pampoen nie, dis nie die wortels en die boontjies en die blomkool nie, maar op die einde van die dag het ons 'n gebalanseerde dieet nodig. En so hy sê, ons deel met julle hierso in opregtheid, wat van God af uitkom. Die harde dinge wat julle moet hoor, wat miskien nie populêr is nie, ons deel dit met julle. Hoekom? Want ons is lief vir julle, want ons is meer bekommerd oor julle welsyn, oor julle geluk, as wat ons is oor ons eie reputasie. En liewe kyker by die huis, is dit nie 'n belangrike gedagte vir 2026 nie? Daar's so baie mense, wat maak asof hulle die Here se woord verkondig en al hierdie tipe dinge, maar hulle kielie net die mense se ore, hulle masseer die mense se ruggies, is ietsie lekker op die ore, jy kan by die kerk uitstap op 'n Sabbat en almal het 'n glimlaggie en almal is gelukkig, maar die harde waarhede wat nodig is vir ons om verandering in ons lewe te maak, dit word toegesluit en weggeberre daar in die kassie. Daai mense is nie populêre mense nie. Hulle sê dinge wat ons nie van hou nie. Hulle wil hê ek met my lewe verander. Presies man, ek wil dit mos nou nie doen nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God
aan. So hulle vervals nie die woord van God nie. En daar's baie redes hoekom mense dit doen in 2026. Miskien as mense op YouTube is, dan wil hulle volgelinge hê, hulle wil duisende mense hê wat na hulle video's moet kyk, en hulle wil geldjies maak van YouTube, en al hierdie tipe dingetjies, en dit laat mens wonder, wat is die motiewe? So die vraag daarso is, hoe openbaar Paulus sy opregtheid vir die liefde vir die Korintiërs? Hy praat met hulle die waarheid van Jesus, hy hou nie ietsie terug nie. En natuurlik, soos die titel van die les vir ons sê, hy doen dit in liefde. So 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 12 tot 14 vorm die openingsargument van die kwessie wat hy wil aanroer en die argumentasie wat hy in die res van sy sendbrief ontwikkel. Nou argumentasie beteken basies die redes wat hy wil gee, wat hy wil sê. So wat is die kwessie? Party in Korinthe betwyfel sy integriteit en die egtheid van sy apostelskap. Hoekom? Want hulle voel hierdie ou, hy verander sy idees bietjie baie vinnig. So 2 woorde som Paulus sy medewerkers se gedagtes teenoor die gemeente op. Paulus en sy medewerkers. Eenvoud en opregtheid. En waaroor gaan dit basies? Dit gaan oor, daar's geen bymotiewe nie. Die motief is, hy wil hê dat die mense in 'n reddende verhouding met Jesus moet wees, dat dit moet goed gaan met hulle, en dit moet ons motief wees ook vandag. Die Korintiërs het nie enige rede om Paulus se bedoeling in twyfel te trek nie. Hy sê pertinent dat sy eenvoud en opregtheid van die Here kom. Gee die Here die glorie in alles wat hy doen, dis belangrik. Hierdie idee word baie gepas in die nuwe vertaling weergegee, waar bietjie klem verskaf word. Paulus hulle se optrede was met openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Julle sal sien, daai letters is so bietjie skuins gedruk daarso, want dit is klem wat verskaf word. So voorts voer Paulus in dieselfde teksvers aan dat hierdie ledaarseienskappe deur die genade van God aan hulle geskenk is. Weereens baie belangrik. Al die eer en die glorie gaan aan God. Sodra mense begin om hulle eie bassein te blaas, moet ons versigtig wees. Versigtig wees. Dit wil voorkom dat Paulus se teenstanders hom in vorige skrywes verkeerd verstaan het. Paulus verseker hulle dat sy bedoelings goed en duidelik was. Hy is seker dat die onkreukbaarheid van sy woorde, bedoelings en dade op die dag wanneer ons Here Jesus kom bevestig sal word. So hy is reg vir die oordeel. Hy het geen geraamtes in sy kassie wat hy wegsteek nie. Hy weet, die Here weet alles, en laat die Here kom en sy lewe openbaar, en daar is niks waarvoor hy skaam hoef te wees nie. Dis mooi, dis pragtig, dis hoe dit moet wees. Het mense al jou motiewe of bedoelings, hoe welwetend en opregtig ook al mag wees, in twyfel getrek? Wat leer jy hieruit? Veral wanneer jy self 'n ander se beweegredes in twyfel wil trek. Kyk, die hoofgedagte wat ek hierso wil deel is, dis wat die les van ons sê, partykeer is daar mense wat opreg is, wat jou motiewe en bedoelings in die twyfel trek. Hoekom? Want hulle glo hulle is rentmeesters van die Here se dingetjies, en hulle moet verantwoording doen oor wat hulle doen met daardie talente, daardie dingetjies wat die Here vir hulle gegee het. So hulle wil net getrou wees aan wat die Here vir hulle toevertrou het. Nou natuurlik gaan daar mense wees wat altyd jou motiewe en jou bedoelings gaan betwyfel, want hulle hou niks van jou nie. Hulle kan nie eers in jou rigting kyk nie, dan word hulle kwaad. Dit is nou maar net hoe die lewe werk. So hoe vinniger ons gewoon daaraan raak, hoe beter. Maar ons het 'n belangrike rol om te speel. Wat is ons reël? Ons belangrike rol om te speel, en dit is 'n belangrike reël, so ek het reg gepraat daarso. Dit is, ons moet nie onnodige struikelblokke vir mense wees nie. En ons moet ook nie vir mense die beeld gee dat ons is besig om iets verkeerd te doen nie. Ons moet nie die indruk maak dat ons is besig om ietsie verkeerd te doen nie. 'n Verkeerde indruk vir mense gee nie. Ons wil nie 'n struikelblok vir ander mense stel nie. En ons het al voorheen daaroor gepraat in vorige kwartale se deel van die les ook. Dis hoekom Paulus sê spesifiek ook vir ons in Korintiërs, dat daar's baie dinge wat vir hom geoorloof is, maar hy doen dit nie, want hy wil nie 'n struikelblok vir ander mense wees nie. Hy wil nie onnodig hê dat mense sy motiewe of sy bedoelings in die twyfel moet trek nie. So ons kan ons beste probeer, maar ek dink nie ons sal dit ooit 100% kan vermy nie. Maar dit beteken nie ons moet ons hande in die lug net gooi en opgee nie. Nee, ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Wat is daai belangrike reël? Moenie onnodige indruk vir ander mense gee dat jy besig om ietsie verkeerd te doen, as jy nie eintlik is om ietsie verkeerd te doen nie, en moenie 'n struikelblok vir ander stel nie. Nou Dinsdag se deel van die les is veranderings ter wille van liefde. En op die einde van die dag in ons Christelike lewe moet daar veranderings wees ter wille van liefde, ons liefde vir Jesus. So ons sien dat party lede in Korinthe Paulus se ware motief was ook sy liefde vir die gemeente bevraagteken het. En ek het eintlik op maandag so 'n bietjie die les voorgespring, want ek het die redes daarso weggegee. Wat was die redes gewees? Die wysiging van sy reisplanne gewees. So, wat was Paulus se oorspronklike reisplan gewees? So kom ons kyk bietjie daarso
na vers 5, 6 en 7. Dis nou weer in 1 Korintiërs hoofstuk 16. Dit sê vir ons, maar ek sal na julle kom, nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. En moontlik sal ek by julle vertoef, of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis. En dan in vers 7, want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly as die Here dit toelaat. So wat is sy oorspronklike reisplan? Dit klink asof hy Macedonië gaan verbygaan en dan is hy op pad na Korinthe toe en dan lyk dit asof hy bietjie daarso vir hulle gaan kuier in die winter. So na sy Korinthiese verblyf sou hy na Judea reis om die geld wat die Macedoniërs vir die behoeftiges gelowiges van Jerusalem ingesamel het, daar te oorhandig. Ongelukkig verander hy toe sy reisplan vanweë wat? Die swak verslag wat hy van Timoteus uit Korinthe ontvang het, want die mense was nie so gelukkig met hom gewees nie. So Paulus wou toe reguit vanaf Efese Korinthe toe gaan om die probleme wat Timoteus uitgewys het aan te spreek. So die nuwe reisplan was Efese, Korinthe, Macedonië, Korinthe, Judea. So reis hy toe vanaf Efese na Korinthe, maar keer daarna terug na Efese. So hy het van plan verander. Hy keer dus nie terug na Korinthe soos hy aanvanklik beplan het nie. Wel, ten minste nie onmiddellik nie, aangesien sy mees onlangse besoek nie so goed verloop het nie. So Paulus keer terug na Efese en besluit om liewers vir Korintiërs te skryf. Hy wou nie dinge tussen hom en hulle erger maak deur nog 'n rampspoedige besoek nie en besluit toe eerder op 'n sendbrief. Dis 'n interessante besluit daarso. Dit gee net vir ons 'n bietjie agtergrond daarso hoekom hulle begin twyfel het of is hy regtig lief vir ons? Gee hy regtig om oor ons? Want hy sou na ons toe gekom het en nou het hy nie gekom nie want ons sit bietjie vas. So die Korintiërs het Paulus se bedoelings met die vorige besoek verkeerd verstaan. Party van die lede het hom as onbetroubaar bestempel en het gevoel dat hy hulle nie werklik liefhet nie. In antwoord op hierdie aantuigings vestig hy die Korintiërs se aandag op die evangelie van Christus, wat altyd die antwoord is. Hy was getrou aan sy doelstelling, naamlik om die Korintiërs op die mees geleë tydstip te besoek, net soos God getrou sy belofte aan Christus vervul het. So die beloftes is waar, maar dis nie altyd in ons tyd nie. Jesus Christus is die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê, al is sy tyd nie altyd ons tyd nie. So die apostel se respons was nie 'n verwarrende rondspring tussen ja en nee afhandelinge van sy omstandighede soos party mense in Korintiërs dit gedink het dit was nie, maar dit was 'n besliste ja, net soos as Christus die ja van God is. So die rede vir Paulus se skrywe in plaas van sy besoek in persoon daarso, was sy opregte liefde vir hulle gewees. Verwerping was beslis nie die rede gewees nie. Verdere besoek en dit na die eerste mislukking sou net tot meer ongelukkigheid gelei het. Dit sou nie lei tot die vreugde wat hy wou hê sy teenwoordigheid moes bring nie. Sy ware bedoelings is egter 'n jap-trap misgekyk. Dan Woensdag se titel daarso is Vergifnis en sy liefde opnuut bevestig. So dit klink nou bietjie vir ons soos goeie nuus. So plaks van 'n besoek aan Korintiërs stuur Paulus by sy terugkeer na Efese 'n sendbrief aan hulle. Die apostel noem dat daardie brief hulle hartseer gemaak het, wat impliseer dat dit 'n skerp teregwysing gevat het. Dit was 'n streng sendbrief, is wat die les hierso vir ons sê. So kom ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 5 tot 13. Wat was die gevolge van Paulus se streng sendbrief aan die Korintiërs? Hoe het die apostels op die Korintiërs se reaksie gereageer? Julle sal sien daar's 'n klein tikfoutjie in die Afrikaanse lesse, nommer 8 wat daarso vir ons ingegooi is. So kom ons kyk daarso na die verse sodat ons dit mooi kan beantwoord. So wat was die gevolge van sy streng sendbrief gewees daarso in Korintiërs? Dit sê hierso vir ons, want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie. Maar ons is op allerlei maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge, maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy ons hele getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want, al het ek julle ook deur die sendbrief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie sendbrief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n beroulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, vir ontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing, en alles het julle bewys dat julle in die saak rein is.
al het ek ook aan julle geskrywe, dan was dit nie ter wille van hom wat onreg gedoen het nie, of ter wille van hom wat onreg gelei het nie, maar dat ons ywer vir julle aan julle duidelik kan word vir God. Daarom is ons getroos oor julle vertroosting en het veral bly geword oor die boodskap van Titus, omdat sy gees deur julle almal verkoop is. So, wat was die gevolge gewees van sy streng brief? Die mense, sy streng sendbrief, die mense was bietjie bedroef gewees, die mense was bietjie hartseer gewees. Maar wat was sy reaksie gewees daarso? Hy was baie bly gewees, dat die mense was bedroef, en dit het hulle na berou en bekering gelei. So hulle het geluister na die belangrike Bybelwaarheid wat hy met hulle gedeel het, en dit het eintlik 'n verandering in hulle lewe gebring. So hy is bly dat, al was dit moeilike harde woorde gewees wat hy vir hulle moes geskryf het, was dit uit liefde uit gewees, en daar het 'n verandering in hulle lewe gekom. So Paulus en Titus het mekaar later in Macedonië ontmoet. Die bring toe die goeie nuus dat die apostel se streng sendbrief 'n positiewe uitwerking gehad. Die mense het berou, hulle het bekeer, het hulle lewens verander. So Paulus het homself daaroor verheug. Al het Paulus teenstand van party gemeentelede in Korinthe ontvang, het die kerk as 'n geheel hom steun toegesê. Dit is so belangrik dat ons leiers ondersteun, want sodoende vergemaklik ons hul sware taak aansienlik, en dit is verskriklik baar. Kan vir hulle bid, ons kan met hulle mooi beloftes deel van hoop uit die Here se woord, en natuurlik kan ons 'n hand leen om hulle bietjie te help, waar ons kan. So kom ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 2 verse 5 tot 11. Wat is die hoofgedagte hier? Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daar en teen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om al die liefde aan hom te bevestig. Want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. So wat is die hoofgedagte daarso gewees? Daar was kerktug of kerkdissipline gewees wat daarso plaasgevind het. En hierdie paragraaf sê vir ons, was dit daar dieselfde man gewees van 1 Korintiërs wat so bietjie gelol het met sy stiefma, dingetjies gedoen het wat hy nie moet doen nie, maar was dit 'n ander persoon gewees, en die les sê vir ons, heel moontlik was dit 'n ander persoon gewees, 'n ander saak, maar dit maak nou nie eintlik saak nie. Die hoofgedeelte hierso is om te besef dat die hoofdoel van kerktug of van kerkdissipline is om die mense te lei om hulle lewe weer vir die Here te gee. So ons wil hulle vergewe, as daar ware berou is van hulle sonde, ware bely is van hulle sonde, dan natuurlik wil ons die mense help. Dit is die hele doel van kerkdissipline. Maar kom ons wees eerlik. Wanneer was die laaste keer gewees wanneer jy by 'n kerksitting was waar daar kerkdissipline was? Want in baie dele van die wêreld nie baie onlangs nie. En daarom het ons 'n Achan in die kamp. Achan is dit in Afrikaans, maar 'n Achan in die kamp. En so die les sê hierso vir ons, daar's basies twee kante, jy weet. Aan een kant het die mense dissipline en is glad nie uit liefde nie, weet. Hulle sit die mense uit die kerk uit, hulle beëindig hulle kerklidmaatskap of hulle sit hulle onder sensuur en daar's geen liefde nie en die mense is rof en onbeskof. En dan aan die ander kant het ons 'n probleempie waar daar geen kerkdissipline is nie. Niemand word getuigtig, niemand word onder sensuur geplaas nie. Die mense kan doen wat hulle wil. En kom ons wees eerlik, in 2026 het die naalkanaal so 'n bietjie geswaai na die ander kant toe. Ons is definitief nie op 'n stadium in die kerk se geskiedenis waar daar te veel kerkdissipline is en die mense te nors en onbeskof is en almal net uit die kerk uit wil jaag nie. Ja, miskien hier en daar, maar ek dink ons sit definitief aan die ander kant van die spel waar dit bitter min is wat jy kerkdissipline sien. Waar die kerkhandleiding eintlik gevolg word oor daardie tipe dinge. En dis daar vir 'n rede, is om mense te help, om hulle terug te bring na die waarheid toe. So, daarom, dit is waarom Paulus die gemeente hier vermaan om hulle vir liefde vir die oortreder te herbevestig, omdat hy self ook die gemeente liefhet. So die gemeente in Korinthe kon die oortreder lief hê, omdat dit self die ontvanger van God se liefde deur Paulus se eie liefde vir hulle was. Wat sê dit vir ons oor liefde? Kyk, as ons ander mense wil lief hê, as ons genade wil hê van ander mense, as ons ander mense wil vergewe, dan hang dit alles af van ons verhouding met die Here. Ons moet die Here eers in ons lewe ervaar, ons moet vergifnis van die Here ervaar, en dan sal daar dieselfde liefde en genade en vergifnis sal uitreik na ander mense toe. Ons kan nie verwag dat die Here ons moet vergewe as ons nie eens gewillig is om ander mense te vergewe nie. Is onmoontlik vir ons om liefde van God te aanvaar en om lief te wees vir God
as ons nie eens gewillig is om lief te wees vir ander mense rondom ons nie. So onthou natuurlik op die einde van die dag, Jesus het gekom, nie vir gesonde mense nie, hy het gekom vir die siek mense om hulle te help. So dit moet ook ons doel wees, om mense te help wat vassit in hulle probleme en wat uit hulle probleme uit gered wil word. Dan donderdag, die oorwinning in Christus. Baie mooi, dis die enigste manier hoe ons ooit oorwinning kan kry, is in Christus. En hoe hartseer dat daar's baie mense wat nie eens glo dat ons enige oorwinning kan kry nie, of dit nou in Christus is of nie. So kom ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 12 en 13. Ons het nou net opgehou by vers 11 en waarheen het Paulus gegaan nadat hy die sogenaamde streng sendbrief geskryf het. En wat het hy daarso gedoen? So kom ons kyk na daai 2 verse. Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie, maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. So, na sy streng sendbrief na die mense in Korinthe, waarheen het hy gegaan? Wel, hy was op pad Macedonië toe, lyk dit my, maar hy het so halfpad daarso gestop in Troas, en hy is nie 'n ou wat doekies omdraai en sy tyd mors nie. Terwyl hy daarso is in Troas, het hy elke oomblik gebruik om die evangelie aan die mense daarso te verkondig. En dis presies dieselfde wat ons moet doen. Waar ook al ons mag wees, moet ons suksesvol wees in ons werk wat ons vir die Here doen om die evangelie uit te dra. Die gees van profesie sê of ons in die Handelinge van die Apostels, die bekommernis oor al die gemeentes en veral die oor Korinthe het swaar op sy gemoed gelê. Hy het gehoop om Titus in Troas te ontmoet. Hy wou hoor hoe sy sendbrief met woorde van raadgewing en vermaning aan die Korintiese gelowiges ontvang is, maar ontvang ongelukkig geen tyding nie. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, skryf hy, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Gevolglik verlaat hy Troas en gaan na Macedonië toe, waar hy vir Timoteus by Filippi ontmoet het. So kom ons kyk nou na die volgende paar verse daarso, in 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14 tot 17. Wat was Paulus sy reaksie toe hy Titus in Macedonië raakloop en van die Korintiërs se positiewe respons verneem het? En jy weet nou net toe ek dit gelees het, dink ek by myself, kyk, in vandag se lewe, as jy op soek is na iemand en jy wil weet hoe dit gegaan, daarso met jou sendbrief en al hierdie tipe dinge, kan jy hom sommer net gou vinnig 'n boodskapie stuur op jou foon en jy weet sommer onmiddellik. Maar nee, hierdie mense moes gereis het en dinge was maar woes gewees. Dit sê so vir ons, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is aangename geheer van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. So, hy dank die Here hierso. Hy's happy, hy's gelukkig. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God en die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. So hy maak dit duidelik hierso, weet, ons speel nie speletjies nie, ons dans nie om die bossie nie, ons deel die waarheid van die Here in soveel liefde as wat ons kan, en kyk wat het gebeur. Omdat ons nie bekommerd was oor wat ander mense van ons gaan dink, as ons nou hierdie waarheid praat, gaan die mense nie van my hou nie, nie uit vir hulle 'n streng brief geskryf, en kyk wat het gebeur. Daar was verandering gewees. Baie keer vir ons, in ons lewe vandag, gaan dink ons, nee, kyk, ek kan nie met mense gaan praat oor hierdie ding nie. As ek met hulle gaan praat oor hierdie ding, dan, hulle gaan in elk geval nie vir my luister nie. En baie mense het al dit vir my gesê. En dan het ek met mense gaan praat, en daar was verandering gewees. Ek glo in 'n Here wat kan loop op die water, wat water uit 'n rots uit kan bring, wat die Dooie See, die Rooi See kan oopmaak, die Jordaanrivier kan oopmaak, wat opgestaan het uit die dode uit. As hy al hierdie tipe dinge kan doen, kan hy wonderwerke in mense se lewe ook verrig. So moenie ooit moed opgee nie. Paulus was lief gewees vir hulle, hy het nie opgegee nie en hy het die goeie resultate gesien. So deel die waarheid in liefde, asseblief. Asseblief. Wat is jou beweegredes vir alles wat jy doen? Veral vir die dinge wat jy in die naam van Jesus doen. So vir my persoonlik, en ek sê dit omtrent elke keer aan die begin van ons gesels bietjie les, is om die naam van die Here en sy waarheid en sy liefde groot te maak. Nou, maar wat beteken dit nou eintlik in eenvoudige kleuterskool Afrikaans? Kyk, ek het persoonlik in my lewe gesien wat die Here nou al vir my gedoen het. En dit is absoluut asemrowend wat die Here vir my gedoen het, wat hy vandag vir my doen, en ek is seker wat hy môre en oormôre, volgende week, volgende jaar en volgende 10 jaar nog in my lewe gaan doen. Dit het my hele lewe verander, dit is amper alwaaroor ek kan dink, dag en nag is die goedheid van die Here in my lewe. So wat is my beweegrede? Ek wil net hê dat ander mense dit ook kan ervaar vir hulle self. Ek wil net hê hulle moet dit proe. Ek het ietsie geëet wat verskriklik lekker is, en nou is ek opgewonde om daardie lekker ding met iemand anders te deel.
Ek wil vir die mense sê, proe net bietjie hierdie, proe net hierdie, dit is verskriklik lekker. Ek het nog nooit so 'n lekker ding geëet in my lewe nie. En dis so ek voel oor die evangelie. Ek wil hê mense moet net bietjie proe. Net bietjie proe. Daar's dinge wat Armin Kritzinger sê wat wild klink. Want Armin Kritzinger is een van daai mal mense wat nogals van die Bybel hou en hy hou nogal van die gees van profesie en hy glo dat die gees van profesie kom van die Here af. Dis nie net 'n goeie gedagtes nie, is ietsie wat ons moet volg en wat ons moet toepas in ons lewe. So Armin Kritzinger sê baie keer bietjie wille dinge. Hy sê bietjie snaakse dinge. Dit klink bietjie snaaks. Dinge wat meeste van die mense miskien nie doen nie. Maar ek wil net hê mense moet dit bietjie proe. Proe dit net vir jouself. Dan kyk jy of dit lekker is. Dan kyk jy of dit goed is. Dit is vir my 'n beweegrede in my lewe. Nou Vrydag, baie mooi, hierso uit Handelinge van die Apostels. Baie mense wat hierdie kwartaal die les doen, lees Handelinge van die Apostels, hierdie hoofstukke. Hulle sê vir my wat 'n groot seën dit vir hulle is. En hierso gee dit vir ons in die Engels. Ek weet nie hoekom dit so is nie. Hierdie boek is in Afrikaans vertaal. Daar's Afrikaans beskikbaar vir julle. Julle kan die boeke kry by die konferensie, kontak die konferensie. Handelinge van die Apostels, baie mooi belangrike boek. Dikwels is dit diegene wat die meeste beproewing deurgemaak het, wat ander die meeste vertroosting skenk, wat oral oor gelukkigheid gebring. Hierdie mense se swaar kry het hulle getemper en versag. Te midde van teëspoed het hulle nie hul vertroue in God verloor nie. Inteendeel, hulle het vaster aan sy beskermende liefde geklou. Sulke mense is 'n lewende bewys van God se terende sorgsaamheid. So, vir ons kyker by die huis, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, moenie opgee nie. Nou is dit tyd vir jou om nog stywer vas te klou aan Jesus. 'n Christelike lewe wat met toewyding gelei word, bring voortdurende lig, vertroosting en innerlike vrede voort. Suiwerheid, tak, eenvoud en daar gooi hulle sommer 'n Engelse woordjie in daarso vir ons in die Afrikaanse les. So dis suiwerheid, tak, eenvoud en jou verbruikbaarheid is die eienskappe waaraan dit gekenmerk word. Die dryfveer van hierdie toegewyde liefde is onbaatsigtige liefde, 'n liefde wat 'n verelende invloed op self en ander sal hê. Dit is 'n liefde wat oorloop van Christus, die gelowige wat daaroor beskik, laat bakens van lig oral waar hy of sy gaan. As Jesus in jou lewe is, kan jy dit nie help nie, jy gaan oorborrel. Jy kan nie daai liggie wegsteek nie. Hy gaan skyn. Hy gaan in die donker skyn. En hoe donker dit rondom jou is, hoe helder gaan daai liggie skyn. Hoewel die apostel Paulus dit nodig geag het om dwaalings in die kerk aan te spreek, het hy nooit in sy teregwysings selfbeheersing verloor nie. Baie belangrik. Dan het jy klaar die battle verloor. Met kommer sit hy die redes vir sy vermaanings uiteen. Kyk net hoe versigtig skryf hy ten einde 'n vriendskaplike gees tussen hom en die fouterende partye te behou. Voorts bring hy hulle ook by dat sy teregwysings nie net vir hulle pynlik is om te ontvang nie, maar dat die vermaningsproses hom as skrywer ook pyn besorg. Die indruk wat hy sodanig gelaat het, is dat hy 'n aandeel in hul welstand het. Daar is die hoofgedagte vir my. Ons het 'n aandeel in ander mense se welstand. Ons gee om. Nou vir ons 4 besprekingsvrae hierdie week. In 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 14 bevestig Paulus sy integriteit in sy bediening. Waarom is kwaliteit so onontbeerlik in die bediening? Waarom is kwaliteit? Ek bedoel, dis seker waarom is hierdie kwaliteit? Ek bedoel, dit is wat die vertaling daarso moet wees. Hoekom is integriteit so belangrik in die bediening? Want ons lewe in 'n tyd, jy weet, daar's 'n baie wyse persoon wat lank terug gelewe het. Sy naam was Jesus en hy het gesê, dis baie moeilik vir 'n ryk man om die koninkryk van God binne te gaan. Hy het gesê die liefde van geld is die wortel van alle kwaad. En so in die wêreld wat ons in woon, as dit vir mense gaan lyk asof jy dinge doen vir die geld, gaan mense natuurlik jou betwyfel en bekommerd wees oor jou integriteit, oor jou motiewe. Soos wat ek voorheen gesê het in die les, en ek sê dit weer, 'n lewe van selfverloning, wat ons nie struikelblokke vir ander mense stel, of die indruk van kwaad vir ander mense gee nie. Dit is die standaard vir enige iemand wat vir die Here werk, of jy nou vir die kerk werk, of buite die kerk werk. Byvoorbeeld, met my YouTube kanaal wat ek het, ek persoonlik aanvaar geen geld van YouTube vir my YouTube kanale wat ek het nie. Natuurlik, my Afrikaanse kanaal, daar's 'n hele paar honderd mense wat elke week luister, so 700, 800 mense. As dit kom by die Engelse kanaal met die Engelse les, is daar duisende mense wat elke week luister. 4, 5.000 mense elke week. Daar's al meer as 100.000 mense wat al hierdie jaar geluister het na die Engelse lesse. Maar ek vat nie 'n sent van daardie geld nie. Nie noodwendig omdat dit verkeerd sou wees nie. Natuurlik, daar's ons nou onkostes wat ek het om hierdie les te doen en elektrisiteit en kameras en dit en dat en al hierdie tipe dingetjies. Maar ek dink dat daar is 'n groot versoeking vir mense om YouTube te gebruik vir finansiële
voordeel trek vir hulle self. En ek dink jy weet dit, en ek weet dit, en ons almal weet dit. En mense plaas video's oor spesifieke onderwerpe net om mense te lok vir kinderstories en onnodige, onbelangrike stories wat niemand ooit eers van kan uitvind of dit regtig waar is of nie. Maar hulle kan die mense vir ure en ure besig hou en advertensies speel op hulle video's wat ook al dit mag wees vir die mense vra vir donasies en al hierdie tipe dinge. En dit laat die mense wonder, gaan dit regtig oor Jesus of gaan dit oor die geld? So, dis nie noodwendig verkeerd nie, soos wat Paulus sê, daar's baie dinge wat vir hom geoorloof is, maar vir party dinge, party keer, vir party van ons is dit beter om 'n bietjie afstand te doen daarvan, sodat dit baie duidelik, kristalhelder, skoon duidelik vir mense kan wees wat die motiewe is, dat dit gaan nie oor die geld nie, want gewoonlik is geld 'n groot probleem. En ek weet nie eers hoekom dit nodig vir my is om dit vir julle te verduidelik nie, want ek weet klaar dat elkeen van julle by die huis, julle weet dit al klaar, dat geld is 'n groot probleem in ons wêreld. Dis hoekom daar so baie korrupsie is, dis hoekom die mense so steel, dis hoekom die mense so jok, die liefde vir geld. Ai. Nommer 2. Ons sien dat Paulus sy reisplanne moes aanpas. Wat sê dit vir ons oor hoe belangrik buigsaamheid in enige Christelike bediening is? Soos die Engelse mense sal sê, 'n bietjie flexibility. Waarom is hierdie gewilligheid om planne op die ingewing van die oomblik te verander van kardinale belang? Kyk, liewe kykers by die huis, kom ek deel julle met my persoonlike ondervinding. Ek het nou al baie plannetjies gemaak vir my lewe. En my plannetjies werk nie altyd uit nie. Miskien is dit meer akkuraat om te sê, meeste van die tyd werk my plannetjies nie uit nie. Kyk, as iemand vir my 10 jaar terug gesê het, dat ek sal wees waar ek vandag is en ek sal doen wat ek vandag doen, dan sou ek hulle heel moontlik nie geglo het nie. So, dit beteken nie, jy moet nie planne maak nie. Ek sal sê, maak jou planne in nat sement. Dit beteken, soos vir die son van geregtigheid, Jesus op jou planne skyn, sy wil openbaar, sal hy sement hard word. Maar daar sien waar Jesus se wil, sy sonnetjie nou nog nie geskyn het nie. Los jou planne in nat sement, sodat dit kan verander. Op die laaste oomblik kan dingetjies verander, so ons moet bietjie buigbaar wees, bietjie flexible wees. Dit beteken nie buigbaar in jou beginsels of in jou waarheid nie, maar in jou planne wat ons maak, in terme soos die reis, nie die reis wat mense eet nie, die rondreis van Paulus, soos wat hy moes gaan om sy sendingwerk te doen. In sy bediening het Paulus met smart en bekommerd te kampe gehad. Dit toon duidelik dat 'n mens maar 'n mens bly en dat kerkleiers, net soos die res van ons, ook onder druk verkeer en spanning ervaar. Wat kan lidmate doen ten einde hul predikante se werklading te verlig? So daar's 3 voorstelle wat ek kan maak. Eerstens, bid vir jou predikant. Bid vir die mense wat vir die kerk werk. Dit gaan nie miskien hulle verander nie, maar dit gaan jou manier en jou gesindheid teenoor hulle verander. Nommer 2, deel met hulle mooi beloftes uit die Bybel en die gees van profesie. Dit is 'n manier om hulle aan te moedig. En dan nommer 3, gebruik 'n bietjie jou hande en jou voete en jou oogies en jou mond. En dan help hulle waar jy kan. Miskien gaan bietjie saam met hulle as hulle iemand besoek. Help hulle bietjie wanneer hulle gaan vir iemand om Bybelstudies te gee. Wat ook al die probleem mag wees, daai dink ek is 3 maniere wat ons regtig bietjie hulle kan help. Vir alles hulle baie verantwoordelikheid het, dan is dit maklik vir hulle om baie keer foute te maak. So kom ons probeer help waar ons kan. Dan nommer 4, reg voordat Paulus van sy triomf in Christus praat, sê hy dat hy onrustig is. Hoe is dit dat hy in dieselfde asem na een van sy sterkpunte en een van sy swakkes verwys? Hoe kan ons dit ook doen? So baie eenvoudig gestel, liewe kyker by die huis, dit is slegs wanneer ons besef hoe swak ons is, dat ons sal kan sterk wees in Jesus. Maar, die teenoorgestelde is waar, as ons dink dat ons is sterk, deur ons eie vermoë en ons eie krag en al hierdie tipe dinge, dan gaan ons nie soek na die God se krag nie, en dit is dan wanneer ons swak gaan wees. Die mense wat dink hulle staan, moet versigtig wees dat hulle nie val nie. Maar is die mense wat besef dat hulle in nood is van Jesus en sy krag, dat hulle swak is, dis daardie mense wat hy kan sterk maak. Onthou, die Here het die heelal geskape uit niks. En solank as wat ons besef dat ons niks is sonder hom nie, dan kan hy iets uit ons maak. Hy kan alles uit ons maak. Maar as ons dink dat ons is klaar iets, of ons is klaar alles, dan gaan hy niks met ons kan doen nie. So, liewe kyker by die huis, baie dankie dat julle saam met ons deur les nommer 9 gegaan het. As jy gevind het, hierdie les is bietjie te moeilik, kom ek probeer dit opsom in eenvoudige kleuterskool Afrikaans. Ons het 'n verantwoordelikheid om Bybelwaarheid met ander mense te deel in liefde, omdat ons regtig belangstel met mense. Nie omdat ons vir hulle wil wys dat ons is slimmer as hulle, of heiliger as hulle, of beter as hulle, of enigiets soos dit nie, omdat ons regtig belangstel in hulle welsyn. Ons wil hulle moet gelukkig wees, en dis net waarheid wat mense regtig gelukkig kan maak en wat hulle kan vrymaak.
So in plaas daarvan om bekommerd te wees oor ons eie reputasie en wat mense van ons dink, moet ons liefde groter vir ander mense wees as vir onsself, of ten minste om jou naaste lief te hê soos jouself, en jy wil hê ander mense moet goeie dinge vir jou doen, jy wil hê ander mense moet jou help, so jy moet hulle help om in liefde met hulle Bybelwaarheid te deel. Partykeer dink jy, hulle gaan nooit na my luister nie. Ons het 'n God wat in die besigheid is van wonderwerke, en hy kan wonderwerke doen. Ek het dit nou al baie keer gesien, en hy kan dit doen. Moenie opgee nie. En dan natuurlik, aan die ander kant van daardie muntstuk is, wanneer iemand na jou toe kom in liefde om waarheid met jou te deel, moenie sê, die persoon is nie lief vir my, of die persoon gee nie om met my nie. Nee. Geef hulle die voordeel van die twyfel. Ons wil nie 'n struikelblok vir ander mense wees nie. Ons wil nie vir ander mense die indruk gee dat ons iets verkeerd doen nie. Geef 'n bietjie mense die voordeel van die twyfel. Hulle het jou beswil miskien in belang. Volg die waarheid wat hulle met jou deel. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir les nommer 9, dat ons weer 'n bietjie les kan gesels. Dankie vir Bybelwaarheid. U vertel van ons oor probleme in die kerk, maar ook die oplossings. Die evangelie is belangrik. Liefde vir ander mense is so belangrik, en ons kan dit net hê wanneer U in ons harte woon. Help ons om 'n totale oorgawe te maak van ons harte, liewe Heer. U ken die spesifieke dingetjies in ons lewe waaraan ons vasklou, en ek vra nou, liewe Heer, vir elke kyker by die huis, vir my ook, bring daardie spesifieke dingetjies waar ons aan vasklou nou tot ons gedagtenis, dat ons kan berou doen en tot bekering kom oor daardie spesifieke dinge, sodat ons in 'n regte verhouding met U kan staan. Baie dankie vir U liefde en vir U genade. U is so goed vir ons. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie Afrikaanse mense van reg oor die wêreld vir julle ondersteuning, dat julle die like knoppie dik, dat julle subscribe. Ek is seker hierdie week gaan ons oor 800 subscribers al gaan. Baie dankie. En deel asseblief met soveel Afrikaanse mense, soveel vriende en familie. Ons wil Jesus se naam groot maak. Dit is wonderlik om te sien hoe honderde mense elke week saamkom om gesels bietjie les saam te kyk en die les te bestudeer. En dan sien ek julle volgende week vir les nommer 10. Dan gesels ons bietjie les.